Here, hoe groot is ons God? Geen plek of ruimte kan U omvat. U is groter as alles. U hou die hele skepping die holte van U hand. U is die een wat 'n woord spreek en iets gebeur. U is die een wat 'n einde bring aan alles. Ja, U is die begin en die einde. En ons wil vanoggend vir U kom vra, Here, kom raak ons aan en o Heilige Gees, U wat in ons is, en U wat ook deur my kom spreek ook vanoggend, Here, kom en maak ons harte ontvanklik vir U woord. Dat ons sal hoor, maar Here, nie net hoor en hier uitstap en alles vergeet, maar Here, dat ons sal hoor en dit inneem en deel maak van ons lewe. Ja, ons bid vir 'n lewensveranderende boodskap ook vandag. Dat ons hier kan uitstap vandag met 'n stuk sekerheid in ons. Ons het U vrede. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Ons skriflesing vandag kry ons daar in Johannes hoofstuk 20. Johannes hoofstuk 20. Ons het verlede Sondag stil gestaan waar Jesus ook by Maria gekom het, of Maria daar by die graf gekom het en Jesus gesien het, en dan lees ons hoe dat sy uitgaan om hierdie boodskap te gaan vertel, ook vir die disippels. En dan in hierdie gedeelte waar ons vandag begin, lees ons hoe dit die disippels daar dieselfde laatmiddag, dit wil sê op opstandings Sondag, as ons net hierdie konteks baie duidelik ook kan kry, soos dieselfde dag van die opstanding, en hierdie boodskap is nou versprei, en Maria het kom sê, hy het opgestaan, en Johannes en Petrus was daar, en hulle kom bevestig dit, en nou is hierdie disippels by mekaar. Ek dink dit is seker een van die mees emosionele oomblikke van daardie Paasnaweek, daai Paasgebeure, ja natuurlik, die kruisiging Vrydag. Maar kan julle indink in hierdie disippels se harte, daardie onsekerheid, ja, daar's getuies, en dis hulle eie mense, Petrus en Johannes en Maria, wat getuig, die graf is leeg, en dan die vraag, maar waar is hy? Was 3 jaar te vergeefs gewees. En ten spyte van
die belydenis van Maria, maar ek het hom gesien, ek het met hom gepraat. Is daardie disippels eintlik stom verslaan. Hulle is bang. Hulle sluit hulle toe in die vertrek. Hulle is bang dat die Joodse leiers en die Romeine gaan kom en sê, maar julle het sy liggaam gesteel en hulle dan ook gevange neem. Daarom wil ek as ware sê, skuil hulle in hierdie bovertrek. En die mense is so verstom. Ek dink hulle sit net daar. En ek dink ou Petrus en Johannes probeer hulle bemoedig en sê, maar ons het hom gesien. Die graf is leeg, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, maar waar is hy? Wys hom vir ons. So dit was 'n morbiede klompie, wat daar die laatmiddag aand daar by mekaar was. So kom ons lees daar in Johannes 20, ons lees daarvan af vers 19. Daardie Sondag aand, dit wil sê die opstanding Sondag, daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Dan sê hy weer vir hulle, vrede vir julle, die tweede keer. Sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook nou. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, en nou hoor 'n mens onmiddellik daai opgewondenheid, dis waar, ons het hom gesien, ons het sy hande en sy sy gesien. Ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek dit nooit glo nie. Klink dit nie so baie bekend soos baie van ons, wat ook sê, Here, ons sukkel om te glo. Dan lees ons van vers 26, 8 dae later was Jesus en disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, die derde keer, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moet nie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het, en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek geskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat jy kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Sodat jy deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Wat 'n groot stuk genade vir daardie disippels. Daar's so baie temas wat 'n mens dalk miskien vandag kon gebruik het. Ek dink die baie bekende slagspreuk wat sê, sien is glo. Baie keer sal iemand vertel en stories opmaak, en is veral die vissermanne, ek dink, julle kan nou getuig daarvan, as hulle by die huis kom, en dan vertel hulle van al hierdie vis, dan vra sy vrou,
wys hulle vir my. Nie ons het hulle teruggegooi. Of julle ken daardie een wat sê, ek het net so groot vis gevang. Ons wil bewys hê. Partykeer kry 'n mens al hierdie afslag by verskillende plekke en dan sit vir jou amper te goed om waar te wees en dan sê jy vir jouself, ek wil dit eers sien of dit waar is. 'n mens is van nature iemand wat sekuriteit en sekerheid soek. Jy wil nie waag nie. Jy wil nie 'n kans vat nie, jy wil weet, dis regtig so. En in vandag se tyd, met alles waarmee ons oordonder word, ook in die moderne tegnologie, gebeur dit so baie keer, dat jy so moeilik kan onderskei tussen wat is waar en nie waar nie. Dink aan hoeveel vals boodskappe wat versprei word, of goed wat 10, 15 jaar terug, of 3 jaar terug versprei word, dan stuur ons dit aan en sê, bid asseblief vir die en die. Dan is dit iets wat al 3 jaar terug gebeur het. En tussen alles deur, moet ons kan onderskei, wat is die waarheid? Wat is reg? En is ietsie hiervan, wat ons in hierdie disippels kry, en wat ons hier beleef. Daardie gevoel van, ja, hulle het gesien die graf is leeg en hulle het gesien hy is nie daar nie, maar nou is daardie disippels by mekaar in daai boefretrek en hulle sê vir Petrus en Johannes, maar ons wil hom sien. En dan gaan dit nog erger. Later sê Thomas wat nie by was nie, maar as ek nie my vingers in sy hand kan druk nie, gaan ek dit nie glo nie. Hulle soek bewyse. Hulle wil weet, dis okay. En dan kry ons hierdie ontmoeting met Jesus. Baie vra maar, hoekom verwys hy 2 keer in hierdie gedeelte en later waar hy verskyn as Thomas by is, hoekom sê hy, verwys hulle duidelik dat die deure toe was en dan was Jesus skielik in hulle midde. Ons moet onthou, Jesus het opgestaan, maar Jesus het opgestaan met die verheerlikte liggaam. Dit wil sê, daardie liggaam, hy het fisies opgestaan, maar sy liggaam was nie meer gebonde aan hierdie aardse nie. Ja, fisies opgestaan, maar hierdie fisiese liggaam van hom het oorgegaan in sy verheerlikte liggaam. Dit wat ek en jy eendag gaan ontvang, wanneer die Here weer gaan kom. En nou is die groot vraag, waar is hemel en hel? Want hoe is dit, wat beteken dit as Jesus, hulle is hier, die deure is toe, en skielik is Jesus hier by ons. En dan is hy skielik weg. En dan 8 dae later is hy skielik weer daar. By die Emmausgangers in een van die ander evangelies, wandel hy saam met hulle, en as hulle aan die tafel sit en die brood breek, en hulle besef dis hy, dan is hy skielik nie meer daar nie. Ons moet onthou, wanneer ons praat oor die hemel en hel, en wanneer ons praat oor die waar dit is, en van die verheerlikte liggaam, is dit die mees eenvoudige beskrywing, dat ons as mens leef in hierdie 3 dimensies waarin ons aan gewoontes en waarin ons beleef, en waarin ons leef. Die geestesdimensie is daardie ander kant, daardie 4de dimensie, waarin God beweeg. Ons kan ook sê waarin die geesteswêreld is. Daarom dat Efesiërs dan nou ook sê, maar luister, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lug. So daar's daardie ander dimensie waarin ek en jy nie kan sien en nie in bestaan nie. En omdat Christus daardie verheerlikte liggaam het en hy kan beweeg van die een dimensie na die ander, is dit dan heeltemal moontlik dat hy
in hierdie verheerlikte liggaam van hom, waar hy op pad is om sy ereplek te gaan inneem, dat hy van die een dimensie kan oorbeweeg in die ander dimensie, dan is hy by sy disippels, en dan is hy nie meer by hulle nie. En dan verskyn hy aan iemand anders, en dan is hy weg daar. En later lees ons, en dis volgende Sondag se preek, waar hy hulle by die see van Galilea ontmoet, en vir Petrus herstel. Later kry ons waar hy opvaar na die hemel toe, en sy laaste woorde daar in Matteus 27. Maar dis wat hier gebeur, hulle is by mekaar, die deur is toe, en Jesus verskyn skielik tussen hulle fisies, hulle kon sy hande sien, en later het hy Thomas sy vingers en sy hande in Jesus se hande en sy gedruk. Die eerste wat gebeur, wat uitstaan, wat sommer so uitspring, en dit is ons tema van vanoggend, is Jesus bring vrede in ons vrees, in ons lewe. En dit is wat hy vir hierdie klomp bang disippels wil kom sê, om vir hulle te sê vrede, hy groet hulle, en 3 keer herhaal hy dit, ook 2 keer daardie geleentheid, en 'n 3de keer, wanneer Thomas by is, wanneer hy sê vrede vir julle. Nou hierdie woord, die Griekse woord, eirene, dis die Griekse woord vir vrede. Maar, en wat dit baie belangrik word, die woord wat algemeen gebruik is om mekaar te groet, so was die woordjie, die Hebreëse woordjie shalom. Dit was meer die algemene groet. Wanneer ek iemand ontmoet of sien, dan sal ek vir hom sê shalom, of dit beteken ook vrede. Maar dit was die algemene groet, en wanneer hulle uit mekaar uitgaan, dan groet hulle ook shalom. Dit was meer die woord wat algemeen gebruik is, die Griekse woordjie shalom. Maar eirene vrede is soveel meer en dieper. As ons kyk na wat dit op die ou einde beteken, dan lees ons daar dat dit beteken 'n innerlike rustigheid of kalmte binne jou. Dis nie net 'n groet nie, maar dis iets wat jy uitspreek. Jy spreek uit en sê, luister, die vrede vir jou, mag jy hierdie innerlike kalmte en vrede kry binnekant. Dit dui op heelheid en gesondheid. So julle sien dat om net te sê vrede vir julle eintlik soveel meer is as wat ek en jy ooit kan dink. Dit gaan nie net oor 'n goedkoop vrede om te sê daar's nie meer oorlog nie, of jy en jou vrou het nou 'n bietjie vrede gemaak, jy hoef nie meer in die spaarkamer te slaap nie. Dit gaan nie oor daardie vrede nie. Dit gaan hier wanneer hy eirene sê vir hulle vrede vir julle, dan sê hy mag julle in hierdie konteks, mag julle werklik daardie innerlike heelheid ervaar. Genesing, gesondheid, rustigheid, kalmte. Om een te wees, dit gaan ook oor integriteit. So wanneer hy dit uitspreek, dan sê hy vir hulle, mag jy in jou lewe dit beleef binnekant, wat geen mens vir jou kan gee. Mag jy beleef dit wat in Filippense staan, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis my ongelooflike beskrywing van die eirene vrede. So om te sê, daardie vrede wat alle verstand, jy kan dit nie beskryf nie. Jy kan nie beskryf daardie vrede van 'n Stefanus, wanneer hy met klippe doodgegooi word, en hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daardie vrede wat 'n Paulus ervaar wanneer hy in Rome aan 'n Romeinse soldaat vasgeketting is 24 ure 'n dag. Vir 2 jaar
Dan skryf hy Filippense, en dan sê hy in Filippense 4, maak julle begeertes in gebed en smeking aan God bekend, en sy vrede wat oor alle verstand die wag hou, sal by jou wees. Dis daai vrede. Daardie vrede van al loop alles verkeerd. Alles teen my. Al staan ek alleen, maar ek het 'n vrede. 'n Vrede by die graf van 'n geliefde. Ja, stikkend, gebroken, maar 'n vrede. Kan ek vandag vir jou vra, waarvoor sit jy vandag agter geslote deure? Wat in jou lewe vandag is jy bang en bekommerd? En het jy jou teruggetrek en die deur toegemaak? Wat jy sien, dis iets wat ons so maklik kan doen wanneer dinge in ons lewe deurmekaar is. Wanneer daar goed is wat verkeerd loop en wanneer ons stikkend is, dan kan ons maklik toesluit en die deur sluit en onsself wil afsonder en in ons stikkendheid bekommerd en in nood sit. En dan kom Jesus en hy kom staan vandag in daardie toedeur van daai toekamer van jou huis en hy kom sê vandag vir jou vrede, Irene, vrede vir jou. Wow. Is dit nie genade nie? Het jy dit al ervaar? Het jy dit al beleef? Ek dink die woordjie vrede, die shalom vrede wat so algemeen is iets wat al baie maklik uitgespreek kan word. Dis soos wat ons sê, hoe gaan dit met jou? En nog voor die persoon kan antwoord, dan dink jy al klaar aan iets anders. Of ons kan so maklik sê as ons van 'n krisis, ag ons bid vir jou. Dit kan so maklik net 'n geuite uitdrukking word van vrede vir jou, shalom, vrede vir jou, of ek hoop dit gaan goed met jou. Hierdie gaan om totaal iets anders. Wanneer jy dit vir iemand toe bid, dan bid jy vandag vir daardie persoon in sy of haar lewe 'n vrede toe. 'n Vrede wat 'n lewe verander. 'n Vrede wat 'n stuk rustigheid bring. Wat 'n mens se lewe kan omkeer. Dit gaan nie net om 'n uiterlike welsyn nie, maar dit gaan om 'n binnekant. Wat is die simptoom baie keer as jy nie hierdie vrede het nie? Die simptoom is baie keer, ja natuurlik, onvrede. Maar saam daarmee negativiteit. Ook om ander af te kraak en af te breek, want jy het nie in jouself vrede nie, en jy gun dit nie vir iemand anders nie. Om negatiewe goed uit te spreek. Al hierdie dinge, soos wat hulle baie keer sê, die boelie by die skool is baie keer die ou met die kleinste selfbeeld. Omdat iewers in sy lewe iets fout gegaan het, en hy kan nie hierdie probleme in die oë kyk nie, en daarom haal hy dit op ander kleiner kinders uit. Dis dieselfde, as ek nie hierdie vrede het, dan is ek 'n mens wat ek nie wil wees, en wat ander ook nie van hou nie.
van die vrug van die Gees, Galasiërs 5. Daar staan die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede. En dit kom van binne. En dit kom alleen in verhouding met Jesus Christus. Alleen wanneer sy Heilige Gees ook in my en jou lewe is. Maar Jesus gebruik hierdie woord vrede om vir hierdie disippels te sê, nie net hierdie ongelooflike vrede van binne, maar ook om vir hulle te kan sê, hy gebruik dit as 'n bevestiging, om hulle te bemoedig, te encourage. Hy sê, julle wat so bang is, julle wat die deure sluit, julle wat nie weet wat môre gaan inhou, of wat gaan gebeur nie, hy kom sê vir hulle, vrede, nie bang wees nie. Hier is ek. Daarom wys hy sy hande en hy kom versterk hulle geloof. Hy kom sê vir hulle, ek is hier. Kom, julle is welkom, sien die merke in my hande, en ek dink op ons mooi beeld wat Lizanie vir ons gemaak het, wys dit so duidelik. Kyk na die merke. Dis ek, Jesus. Kyk na my sy. Ek is nie 'n spook. Ek is 'n werklikheid. Ek is Jesus en ek is hier by julle. Hy wil ons kom bemagtig, hy wil ons kom bemoedig. Hy wil ons geloof kom versterk en dis wat hy vir daardie disippels daardie oggend gedoen het, wanneer hy sê, vrede vir julle, wil hy ook vir hulle kom sê, luister hierso, moenie bekommer nie. Ek is by julle. Ek is saam met julle. Is as ware asof Jesus vir hulle na die kruisiging en alles wat gebeur het, vir hulle wil kom sê, luister hierso, hierdie Paasnaweek, ek het swaar gekry en dit was hel gewees, maar op die ou einde, dis iets wonderliks wat gebeur het. Die kruis was nie 'n nederlaag nie. Inteendeel, die kruis was die begin van die oorwinning. Daar is so 'n pragtige lied wat hierdie hele gebeure uitspel en dan gaan deel van die lied wat sê, wat dit beskryf as 'n boksgeveg tussen Jesus en die ou duiwel en dan op die ou einde lyk dit asof die ou duiwel Jesus die uitklop hou gee wanneer hy sterwe. En dan kom die aftel. 3 dae later staan Jesus op. En hy oorwin die dood, hy oorwin die hel, hy oorwin die duiwel, hy bring lewe. So Jesus wil hulle kom versterk en vir hulle kom sê, luister hierso, die oorwinning is vas, hier is ek, kyk. Kom voel en vat en kyk, dis ek. Ons oorwinnaar is daar. Maar hy sê ook vir hulle in hierdie gedeelte, nie net bring hy vrede nie, maar hy wil ons ook bemoedig, ons geloof behou, maar in die derde plek, hy stuur hulle ook uit. Hy sê nou vir hulle, julle wat hier so bang is, die deure toegesluit, julle is bang vir die Jode, julle is bang, hulle gaan hulle dieselfde met julle doen. Hy kom sê vir hulle, nee, maak oop die deure, gaan uit. Want ons is die gestuurdes in die wêreld. Moenie bang wees nie. Gaan uit
En dan gebeur die wonder ook van later met die uitstorting van die Heilige Gees, wat hulle werklik na die uitstorting, daardie dag net by mekaar kom, en wanneer die Gees oor hulle kom, Petrus begin opstaan, en begin preek, en hulle hom voor die Joodse raad bring, en dan sê hy, ek kan nie meer stil bly. Vriende, ek wil vandag vir jou vra, ons is deur Paasnaweek, wat 'n impak het dit op jou lewe? Verstaan jy, wat het Jesus vir jou gedoen? Hy kon sê vandag ook vir jou en vir my, na aanleiding van Paasnaweek, kon sê hy vir jou en my, vrede vir julle, 'n innerlike volheid van vrede binnekant. En hy sê, gaan vertel dit. Gaan sê vir die mense. Gaan deel dit. En dan is daar 'n baie kosbare gedeelte wat ons ook lees wanneer hy die Heilige Gees oor hulle gee. Vers 22, nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. 'n Mens kan baie keer vir jouself maar afvra, waarna verwys dit? Want ons weet, die uitstorting van die Heilige Gees kom eers later, dis op Pinksterdag. "40 dae na die opstanding is Hemelvaart, en 10 dae later, so 50 dae, dan is dit eers Pinkstersondag. Wat gebeur hier? 'n Baie belangrike ding. Onthou, reg deur die Ou Testament in die Bybel, was die Gees nooit uitgestort oor almal nie. Die Gees in die Ou Testament het wel, God het sy Gees oor mense laat kom, of hulle toegerus. Dink aan Dawid, dink aan Saul, en dink aan die profete, wat God telkens bemagtig het, en sy Gees gegee het vir hulle werk. So iemand het die Gees ontvang in die Ou Testament, wanneer hy geroep is vir 'n spesifieke taak. Daarom lees ons in Konings, dat God het sy Gees van Saul onttrek. Dawid bid in Psalm 51 na sy sonde, Here, moet net nie u Gees van my af wegneem nie. Die Gees van God was in 'n persoon wat geroep is, en wanneer die taak afgehandel is, dan het die Gees weer onttrek. So dit het gegaan spesifiek oor 'n spesifieke opdrag. Wat op Pinksterdag gebeur het, was die begin van 'n totaal nuwe bedeling, waar die Gees nou nie net uitgestort is oor 1 of 2 of 12 nie. Die Gees is uitgestort oor die hele kerk. Oor al die gelowiges. Daarom kan ek en jy vandag ook weet, dat ons die Gees van God in ons het, want dis wat gebeur het op Pinkstersondag. En ons gaan daarby kom. So wat hier gebeur, is as ware nog deel van dit wat in die Ou Testament gebeur, dat God hier sy Gees laat kom, net oor daardie disippels. Om hulle te bemagtig en toe te rus vir hulle taak. Dis as ware asof die Here vir hulle sê, voor ons nou verder beweeg, nou na die nuwe bedeling, na die Hemelvaart en Pinkster, bemagtig ek julle met my Gees. En dan op Pinksterdag lees ons van daardie wondering, wanneer die Gees so stomme vuur op hulle neerdal, en hulle begin getuig en vertel. En die Gees word oor God se kerk uitgestort. Vrede vir julle.
Julle sal my getuies wees, sien wat sê hy, vrede vir julle. Julle sal my getuies wees, julle moet uitgaan en gaan vertel. En dan kom hy en sê, en ek gee vir julle die Gees van God. Ek bemagtig julle, ek kom bevestig julle as my disippels, as my apostels, as my gestuurdes om my te gaan. Daardie ongelooflike bemagtiging. Kan ek en jy vandag die wonder hê dat God se Gees ook in ons is. Maar wat ook daardie in hierdie gedeelte gebeur, is natuurlik Thomas se twyfeling en Jesus se geduld met hom. Wanneer hy weer verskyn, wat sê hy weer? Vrede vir julle. Hy ren die vrede vir julle. En dan sê hy nie, skaam, dan sê hy Thomas kom. Thomas, jy wat altyd bewyse soek. Bewys dit vir my. Kom Thomas, druk jou vinger in. Weet julle wat vir my uitstaan van hierdie gedeelte, wat ook julle sien dit raak. Jesus sê nie vir hom, Thomas, hoekom glo jy nie? Thomas, ek kan nie aanvaar dat jy twyfel in my nie. Hy kom staan by hom, en hy sê vir hom, kom Thomas. Kom, hier is die bewys, dis ek. En dan sê hy, my Here en my God. Wat 'n geduld. God is geduldig met ons. As ons twyfel, as ons nie altyd weet wat nie, hy's daar. Hy staan ons by en hy's geduldig met ons. Want hy wil ons saam met hom vat. En dan sluit hy hierdie perikoop af met daardie woorde. Wat is die doel? Hierdie evangelie is geskrywe sodat ons kan glo dat Jesus die Christus is. Ek wil vir jou vra vandag, glo jy dit? Glo jy dat hy die opgestane Here is, hy wat fisies opgestaan het. Die graf is leeg, hy wat die dood en sonde en die duiwel oorwin het, die uitklop hou kom gee. Glo jy? Wanneer hy ook vandag vir jou kom sê, Irene, vrede vir jou. Het jy daar die vrede binnekant? Dit wat alle verstand het. En as jy vir jou vra, ek weet nie, ek is onseker. Kyk na die vrug. Kyk na dit wat uitkom uit jou mond in jou lewe. God kom vandag en hy sê vir jou, vrede vir jou. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, baie dankie vir hierdie woord vandag, en dankie dat ons weet, dat U ook net vir ons hierdie ongelooflike vrede, Irene, gegee. En al ons kan dankie sê, is met ons lewe, ons eer U daarvoor. Amen. Voordat ons gaan afsluit, ek herinner aan die kerkraad, asseblief, as julle so gou as moontlik na die kantoor toe kan kom, sal ons baie bly wees. Maar kom ons sluit dan af ook met hierdie laatste lied. Als vrede met God.
Kan jy dit regtig vandag sê? En dis my gebed dat dit werklik so is. Jy vandag kan sê, dit is wel met my siel. Hierdie ou bekende, stok ou lied. Maar net om te kan sê, dis wel met my siel. Ek het sy Irene, vrede. Ontvang nou die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met julle elkeen.